Goeiedag en welkom hier by ons Vrydag oordenking. Jy het dit gemaak tot die einde van die week en ons is bly jy is hierso en ons hoop regtig jy 'n lekker naweek ook sal geniet. Die hele week gesels ons al oor vrees en hoe vrees baie keer die oorhand in ons lewe kan kry. Hoe dit kan veroorsaak dat ons baie keer ons menswees, ons geloof kan verloor en hoe God te midde van ons vrees nog steeds wil werk en inklim om ons te help ons oor vrese oorkom ook. Nou, kom ons wees redelik ernstig en eerlik met mekaar vandag. Ons bly tog wel in Suid-Afrika. Suid-Afrika se statistieke rondom geweld, rondom diefstal, rondom al hierdie goeters is eintlik skokkend. Is dit as jy dit vergelyk met ander lande in die wêreld. En ek dink baie keer in 'n land soos waar ons leef, kan ons baie keer hulpeloos voel. Kan ons baie keer voel, ja, sorry, ek is bang. Ek's bang om uit te gaan, bang om iewers heen te gaan, bang om goed te doen en ja, ek dink mens moet wys wees en mens moenie noodwendig net dwaas wees en deur die lewe gaan en dink iets sal nooit gebeur nie. Maar ek dink soveel keer kan mens voel in 'n land soos waar ons sit en waar ons onsself vind, dat ons hulpeloos voel. Al sit jy dalk in 'n ander land en kyk jy, nou dalk sit jy in jou konteks en situasie en jy voel ook hulpeloos. Jy voel tot 'n mate, joh, ek weet nie hoe ek 'n verskil kan maak nie, ek weet nie hoe deur die lewe gaan, ek weet nie hoe ek aan die ander kant gaan uitkom nie, en gaan my kinders dit maak, en is daar 'n toekoms? Dis 'n klomp goed wat oor ons lewe kom, en is baie keer gedryf deur vrees, en mense kan baie keer hulpeloos voel. En ek dink, vandag se teksgedeelte, en is 'n lang een wat jy self kan gaan lees in 1 Samuel 17 vers 1 tot 11, maar praat van die storie van Dawid en Goliat. Nou hier was hierdie man Goliat, en as ek vinnig konteks kan gee, hy was hierdie reus gewees, en hy was groot, en hy was sterk, en hy het Israel verkleineer, en hy het hulle God verkleineer, en hy was net hierdie reus, wat net soos vrees ingeboesem het, in al die Israeliete in. En dan op 'n stadium kom hier so klein seentjie van die kant af, Dawid. En hy sien al die goeters gebeur en hy gaan na koning Saul toe en hy sê half tot 'n mate, joh, hoorie, wat gaan aan hierso? En in vers 32 sê hy, 'n mens moenie oor hom moedeloos word nie, sê Dawid toe vir Saul. Ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. So hier kom hierdie ouetjie, hierdie klein seun eintlik tot 'n mate van die kant af en hy sê, hoorie, mense moenie moedeloos word nie, hulle moenie laat vrees oorneem oor hierdie ou nie. Ek sal gaan veg. En dan, in vers 45, kom hy voor Goliat, en dan sê hy hierdie woorde, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Nou hier kom Dawid, en hy kom staan voor hierdie reus. En ek wonder wat gebeur wanneer jy hierdie hoor. Nou hierdie klink baie keer soos 'n Hollywood fliek en mens kan baie keer na Dawid dink en dink, hoe het hierdie ouetjie, hoe het hy braaf genoeg geword ensovoorts. Maar ek dink 'n klein geheim hierso vandag is, Dawid het kon voor Goliat gaan staan het. Nie in die sin van wie Dawid was nie. Nie in die sin van sy skillset en wat hy gevoel het en wat hy beleef het nie. Dawid kon daar gestaan het, want Dawid het homself in die Here gevind. Jy sien, Dawid het nie alleen daar gaan staan nie, hy het in die naam van die Here, saam met God, saam met die Gees van die Here het hy daar gaan staan, hy was saam God. En ek dink dit is wat hom die vermoë gegee het om braaf te kon wees in 'n hulpelose situasie, waar vrees meerderheid van die ander mense oorgeneem het, waar vrees die beste van hulle gekry het, waar niemand van hulle teen Goliat wou gaan veg het nie, kon Dawid daar gaan staan het. Hoekom? Want hy was in God gewees. En ek dink vandag, die geheim vir my en jou vandag is om te besef dat die antidote, die antwoord tot vrees, is verhouding met God. Is om in die Here jouself te plant en te vind, want as ons onsself in God vind, en ons het dit al vroeër die week genoem, God is groter as enige vrese. God is groter as enige situasie en omstandigheid waarin jy jouself ooit kan vind. So daarom moet jy jouself in God vind. As jy op jou eie gaan staan en in jou eie insigte gaan staat maak en op jou eie manier probeer braaf wees en dink jy kan dit maak, wil ek vandag vir jou sê, jy gaan val. Vrees gaan die beste van jou kry en jy gaan hulpeloos voel. En daarom moet ons onsself in God plaas. Die God, die Almagtige, die Kragtige, die Alomteenwoordige, die Alwyse. Dis die Here wat ek en jy dien. Dit is die God wat my en jou lief het. En daarom nooi God ons uit. En dalk voel jy hulpeloos hier in Suid-Afrika. Dalk voel jy daar is nie antwoorde nie, en jy weet nie hoe die toekoms lyk nie. Dalk moet jy vandag eerder om op daai goed te fokus, jou fokus draai na God en sê, Here, ek wil myself eerder in U kom plaas. Help my, gee my die wysheid, gee my die krag, gee my die insig om dag tot dag te gaan, om die beste man of vrou of weergawe van myself te kan wees. En help my dat vrees nie die beste van my kry
en my hulpeloos laat voel nie en my immobiliseer nie. Help my, Here, dat ek kan leef in geloof. Ek dink dis God se hart. God se hart, en ek dink dis al hoe Dawid kon opstaan, is al hoe Dawid kon tot 'n mate nie hulpeloos voel nie, want hy was in die Here gewees. Is so 'n klein shift, dat dit gaan nie net oor om nie bang te wil wees, dit gaan oor om in die Here te wees. So mag jy vandag jouself weer in die Here gaan plaas, in stilte tyd, in die woord, in aanbidding, en mag jy regtig skuiling vind, vertroosting vind in God ook vandag. Kom ons bid. Jesus, ons sê vir U dankie, Here, dat U altyd beskikbaar is, oop is en ontvanklik is vir ons elkeen. Here, dat ons onsself in U kan plaas, Here, en wanneer ons daar is ons veilig en ons weet, Here, U sal vrees verdryf. Here, ek bid vir elkeen wat hulpeloos voel, moedeloos voel in Suid-Afrika, waar ons voel, daar is nie altyd uitweg en antwoorde nie, en die syfers en statistieke lyk verskriklik, maar dankie, Here, dat daar nooit nie hoop is en nie moed is nie. Want Here, as lank soos wat ons leef, weet ons U leef, en ons weet, Here, U is groter as alles wat bestaan. U is die Almagtige, en daarom kom plaas ons geloof eerder in U, as in die mensdom en in die wêreld. Ek sê vir U dankie dat ons U mag ken, en dat ons onsself in die allerhoogste, in U huis, in U arms, in die hart kan vind en plaas. Here, ek bid vir elkeen vandag, dat hulle self eerder in U sal gaan vind, as in hierdie wêreld. Dankie vir U goedheid, U guns, en ek bid dat U saam met elke persoon vandag sal gaan, en dat U teenwoordigheid mense sal oorweldig. Ons loof en prys, Here, en ons bid dit in die kragtigste naam, die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy vandag ook ingeskakel het. Ek hoop regtig dat jou Vrydag goed sal wees en dat jy 'n lekker naweek ook sal geniet. Kyk uit, ons in-persoon dienste natuurlik oor die naweek is 8:45 oggenddiens, aanddiens 6:00 ook, by Crawford International hier so in Rymsig ook. As jy enige inligting soek rondom die kerk, alles is beskikbaar op ons webtuiste, sosiale media, sal lekker wees om van jou ook te hoor. Anders is dit, geniet jou naweek, tot volgende keer, mooi bly.